waar ons die laaste paar weke gepraat het oor die 10 gebooie en ek wil jou uitnooi dat as jy enige een van daai boodskappe gemis het, om terug te gaan en daarna te gaan luister, ek kan jou beloof, daar's ietsie vir jou. En ons noem dit nou die 10 gebooie, maar dat is eintlik 11. En dis nie 'n nuwe teologie nie, nie daaroor worry nie, dit kom direk uit Jesus se mond uit. En vanoggend deel ek met julle van die 11de gebod. Jesus kom en hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. So wat is 1 plus 10? 11, dankie. Ek het nou klaar gepreek, nee grap. As jy my wil irriteer, grensloos wil irriteer, dan moet jy 'n donkerbril aan hê binne 'n gebou. Ja, ek kan my wenkbroue uitdruk as ek dit sien. En dan nog meer wil jy met my kom praat. Die donkerbril steek jou oë weg. En wanneer ek met jou praat, kan ek nie die intensie in jou oë sien van waaroor ek en jy nou praat nie. En dit is dieselfde so met liefde. Wie van julle is lief vir iemand? Nou, jou intensie agter jou liefde vir daai persoon gaan vir my baie mooi wys of jou liefde vir daai persoon voorwaardelik is of onvoorwaardelik is. Want voorwaardelike liefde vra die vraag, wat kan ek uit hierdie verhouding uitkry? En as ek nie kan kry wat ek wil hê uit hierdie verhouding uit nie, dan is ek nie meer lief vir jou nie. Voorwaardelike liefde. Maar onvoorwaardelike liefde haal die bril af. En ek het jou lief. Maak nie saak waar jy kom in die lewe nie, jou verlede. Ek is genuine lief vir jou. Onvoorwaardelike liefde. Gerrie, ons staan gee. Ek kan met gemaak sê, ek is genuine lief vir Gerrie. En ek weet Gerrie, jy is lief vir my. Baal ek vir Gerrie elke dag? Nee. Baal hy my elke dag? Asseblief nie. Maar Gerrie weet, hy kan my enige tyd baal. Maak nie saak wat nie. En ek gaan vir hom intree, ek gaan vir hom bid, of dit nou by die hospitaal is, familie, ek en hy is lief vir mekaar. Maak nie saak wat sy verlede Gerrie het nie. Maak nie saak wat sy verlede ek het nie. Ons kyk verby dit, en ons is lief vir mekaar, onvoorwaardelik. Dankie. En dit is dieselfde so ook oor hoe ons mense hanteer. Hoe hanteer jy mense? Hanteer jy mense volgens hulle status? Hoe suksesvol hulle is of onsuksesvol? Of hanteer jy mense onvoorwaardelik? Met dieselfde liefde, met dieselfde respek. Maak nie saak of dit die eienaar van die maatskappy is of iemand wat op die grond werk. Jy maak nog steeds die deur oop vir daai persoon en jy groet hom met daai selfde smile. Kan ek vir julle sê, ek het een keer om 'n tafel gesit en die CFO van die maatskappy, die heel eerste ding wat hy my vra, is, wat doen jy vir 'n lewe? Want hy wil my in 'n boksie plaas van hoe hy my die res van die aand gaan hanteer. Want dit is voorwaardelike liefde wat in hom geplant is. Maar hier kom Jesus. En ons lees dit in Johannes 13. Hy sit om die tafel met sy disippels. Hulle het nou net die nagmaal geneem, dieselfde nagmaal wat ons tot toe vandag gebruik. Judas het uitgeloop om Jesus te verraai.
Hy het die kamer verlaat. En is in daai intieme, mooi, heilige oomblik wat Jesus met onvoorwaardelike liefde na sy mense kyk en hy sê vir hulle, ek gee julle 'n nuwe gebod. Lees saam met my in Johannes 13:34. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Nou klink dit nie bekend nie, om mekaar lief te hê, ons het dit al voorheen gelees. Nou hoe kan dit dan 'n nuwe gebod wees? Ons lees in Levitikus 19 vers 18, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En Jesus beklemtoon daai wet nog verder in Matteus 22 vers 37. En ons almal ken hierdie, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. En die tweede wat hiermee gelyk staan is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Die boodskapvertaling verduidelik dit my net so mooi. Hy sê hierdie twee opdragte vorm die pilare waarop alles rus waarvan ons in die Bybel lees. So wanneer Jesus sê in Johannes 13 dat hy gee vir ons 'n nuwe gebod, beteken dit nie dat hy die wet vervang nie. Inteendeel, die wet om God lief te hê en jou naaste bly die fundament. Dit is die wet wat op ons hart geskryf is. Dis die pilare waarop die hele skrif rus. Maar Jesus voeg ietsie by wat alles verander. Hy verander die maatstaaf van liefde. Hy verander die maatstaaf van liefde. Sien, voorheen was die opdrag om jou naaste lief te hê soos jouself, Levitikus 19:18. Nou kom Jesus en hy sê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. Johannes 13:34. Ons lees Bybel vandag. Sien julle die verskil? Die fokus het nou geskuif. Dit gaan nie meer oor hoe lief ek myself het en daardie liefde as 'n maatstaaf gebruik nie. Nee, nou kyk ons na Jesus. Sy liefde word die standaard. Sy liefde word die voorbeeld en sy liefde word die bron. En ek vra nie meer myself die vraag, hoe sou ek behandel wou word in hierdie situasie nie. Nou vra ek, hoe het Jesus my behandel? En dan gaan doen ek dieselfde. Dit is wat hierdie gebod nuut maak. Nie omdat liefde nuut is nie, maar omdat Jesus die nuwe maatstaaf van liefde is. Maar hoekom is dit belangrik? Hoekom is dit belangrik om ander mense lief te hê soos hoe Jesus my lief gehad het? Ek is nou al klaar gered. Ek gaan hemel toe. Hoekom was dit vir Jesus so belangrik om die nuwe gebod in te bring, om te sê, hoe ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê? Want volgens Johannes 13:35 is dit die kenmerk waarvan die wêreld sy disippels sal herken. Dis op die oomblik sien die wêreld liefde as voorwaardelik. Dit is hoe die wêreld liefde sien. Wat kan my liefde vir jou, vir my teruggee? Of is jy die moeite werd om lief voor te wees? Dis die wêreld. Kan ek julle ietsie nuuts leer van Judas vanoggend? Wil julle ietsie nuuts leer van hom? Judas het nie net vir Jesus verraai nie.
Hy het al die disippels verraai. Hulle het vir jare lank, hulle het saam geloop, hulle het saam gelag, saam geëet, hulle het op dieselfde vloer geslaap. Maar toe die toets van geld kom, draai Judas nie net sy rug teen Jesus nie, maar ook teen sy broers. Voorwaardelike liefde. Ons almal het net nou ons hand opgesteek om te sê ons is lief vir iemand. Tot die toets van geld inkom, dan word jy getoets. Toe julle sê, ek het al baie begrafnisse in my lewe gedoen, en die moeilikste gedeelte van 'n begrafnis, vir my, of kom ons sê die hartseerste gedeelte, ja, die hartseerste gedeelte van 'n begrafnis, is nie wanneer ons begrafnis, dis nie wanneer ons die begrafnis doen en sien hoe mense huil en treur en rou oor iemand wat hulle verloor het nie. Ja, dit is hartseer. Maar dit is nie die hartseerste gedeelte nie. Die hartseerste gedeelte van 'n begrafnis is na die tyd. En jy sien hoe broers en susters, ouers en skoonouers beklei oor dit wat nagelaat is vir hulle. Was my verhouding goed genoeg vir daai persoon oor dit wat hy vir my gelos het? Hoekom kry jy dit en ek kry nie dit nie? Hoekom kry jy soveel en wie is jy? Hoekom kry jy dit? Iewers skielik kom die toets van geld in. Geld het die liefde getoets van Judas en geld toets nog steeds die liefde tussen ons. Die maatstaaf van die wêreld is gebaseer op prestasie en voordeel. Maar die maatstaaf van Jesus is dat daar geen maatstaaf is nie. Jesus se liefde is opofferend en onvoorwaardelik, unconditional. Jesus het my lief gehad in my donkerste en moeilikste tye in my lewe. En het my lief gehad in oorwinning ook. Jesus het my lief gehad toe ek arm was en hy het my lief gehad toe ek ryk was. Hy het my lief gehad toe ek vuil was en toe ek skoon gewas was. Wanneer ek terugval in sonde, dan hoor ek net hoe Jesus my sê, "Son, ek is lief vir jou." Ek sê, "Here, ek kan nie eens na jou kyk nie." Sê, "Son, ek het jou gekies." Sê, "Here, hoe kon U my gekies het? Ek val die hele tyd terug." Sê, "Son, ek is lief vir jou. Ek aanvaar jou." Dan kry ek myself net weer op 'n plek waar ek my knie val en dit hierdie mooi versoeningsoomblik tussen my en God en dit is 'n heiligmakingsproses wat gebeur. Jesus het vir Petrus gevra, "Petrus, is jy lief vir my?" "Ja, Here, ek is lief vir U." "Petrus, is jy regtig lief vir my?" "Ja, Here, ek is lief vir U." "Petrus, is jy lief vir my?" "Ja, Here, ek het U lief." "Nou gaan voer my skape. Gaan wees lief vir hulle, hoe ek vir jou lief is." Jesus sê, as julle ander lief het, soos hy julle lief het, sal die wêreld weet, dat julle sy disippels is. En ek wil vra die Heilige Gees, met elkeen van ons nou sal praat, wie hy wil hê, ons moet lief wees voor. Wat hierdie geleentheid, Heilige Gees, ek vra dat U nou aan ons sal openbaar, vir daai persoon, wie ons voor moet lief wees. Maar Son, jy verstaan nie, vir daai persoon wat my gedoen het in die verlede.
Of is dit net 'n glimlag? Verwag Jesus van ons om lief te hê soos hoe hy ons lief het. En hoe is dit? Onvoorwaardelik. Vergewe. Maak nie saak wat se ras, wat se taal, wat se beroep. Jesus roep ons vandag om lief te hê hoe hy ons lief het. Onvoorwaardelik. Kan ek julle iets sê? Nie een van ons sou vandag hier gewees het as dit nie vir 'n persoon was wat vir ons onvoorwaardelik lief was en vir ons die goeie nuus vertel het van die evangelie. Hoekom kan jy dit ook nie doen nie? Die 11de gebod op ons hart geskryf om lief te hê hoe Jesus ons lief het. Onvoorwaardelik, opofferend. No strings attached. Dankie Jesus. Kom ons sluit ons oë. Jy sit dalk hier vanoggend en jy sê vir my son, ek besef ek moet lief hê soos hoe Jesus my lief het, maar ek kan nou vir jou sê, ek dink nie ek het al ooit daai liefde beleef nie. Ek weet nie hoe dit is om vergewe te voel nie. Ek weet nie hoe dit is om vry te wees nie. Ek ken dit nie. Dit is die eerste keer wat ek hiervan af hoor. As dit jy vandag is, wat wil ja sê vir daai liefde van Jesus, wil ek vra dat jy jou hand nou sal opsteek. Amen. Amen. Voel my gees as 'n ouer dame wat nog nie daai liefde beleef het nie. Jesus roep jou vandag. Jesus, op my knieë, wil ek net weer eens dankie sê vir die onvoorwaardelike liefde voorbeeld wat U vir ons is. Gewys het, geleef het, gedoen het, gesê het. Vandag vra ek Here dat elkeen van ons daai voorbeeld sal volg om lief te hê hoe U ons lief gehad het, onvoorwaardelik. In Jesus naam. Heilige Gees, lei ons in hierdie nuwe gebod om lief te hê, sodat die wêreld kan sien ons is disippels van Jesus. In Jesus naam. Amen. Dankie Stian.